Goeiemôre julle. So, Jesus het op aarde toe gekom en hy stel vir ons hierdie ongelooflike voorbeeld wat hy wil hê wat ons moet doen. Hy sê, wees nederig, wees liefdevol, dien ander. Hy het gekom nie om te heers nie. Die almagtige koning God het gekom en hy het ons kom dien. En hy het mense se voete gewas. En hy vra vir ons om dieselfde te doen. En die enigste manier hoe ons dit ooit sal regkry om so nederig te wees en so selfless te wees, is ons vir Jesus vra om 'n operasie in ons te kom doen, om uit te haal wat nie van hom af is nie. So ons sê, Here, haal alles uit my uit wat nie van U af is nie en vul my met U. Laat ek oorloop van U en nie van myself nie, want ek kan nie ander lief wees wat lelik is met my nie. As iemand nou lelik is met my, dit is nie lekker om nie lelik terug te wees. Jy wil lelik terug wees. Jy wil nie die minste wees nie. Jy wil nie iemand anders se voete gaan was nie, veral as jy weet hulle verdien dit nie. Jy wil nie die nederige een wees nie. Dit is die vlees. Maar Jesus in ons het vir ons hierdie voorbeeld kom wys wat ons moet doen. En hy vra vir ons vandag om dieselfde te doen. Hy vra vir ons om ander lief te hê, soos onsself. So hy sê in Matteus 22 vers 36, love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind. En die tweede commandment is, love your neighbor, asof jy, soos wat jy vir jouself lief is. En ons almal is lief vir onsself. Ek wil dit doen, ek wil dit doen, ek wil nie dit doen nie. So, my vraag is, what would Jesus do? Wat sal Jesus doen? So vandag as jy uitgaan in jou dag, wat sal Jesus doen vandag? As hy hierdie mense rondom hom sien, as iemand lelik is met hom, as wat ook al jou omstandighede is, wat sou Jesus vandag gedoen het? En daai is jou antwoord. Dit is jou calling. Dit is waarvoor hy jou gemaak het, geroep het. Hy het jou gemaak omdat hy lief is vir jou, maar hy het ook vir ons 'n opdrag gegee om die lig te wees, om ander se voete te gaan was. So ek wil vir ons lees uit Matteus 25, vers 40. The king will answer and say to them, I assure you and most solemnly say to you, to the extent that you did it for one of these of mine, even the least of them, you did it to me. So I say, then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? And when did we see you as a stranger and invite you in, or naked and clothe you? Or when did we see you sick or in prison and come to you? And dan sê hy, the king will answer and say to them, I assure you and most solemnly say to you, to the extent that you did it for one of these brothers of mine, even the least of them, you did it to me. So wat sê Jesus vir ons? Wat ons aan ander doen, ons doen dit. Jy stryk daai strykgoed asof dit Jesus se klere is wat jy stryk. Jy gaan was die persoon se voete asof dit Jesus is wie se voete jy was. Jy gaan kuier vir die persoon in die tronk of op die siekbed. Jy gaan bid vir ander asof dit Jesus is, want Jesus sê, jy het nie dit vir my gedoen nie. En hulle vra, maar Jesus, wanneer het ek jou siek gesien? Wanneer het ek gesien dat jy nie klere gehad het? En Jesus sê, hierdie is my kinders. Soos wat jy aan hierdie doen, is dit asof jy dit aan my doen. En dit is wat hy wil hê van ons, om ander te hanteer asof hulle Jesus is, om ander te hanteer asof hulle waardig is, hulle te dien, soos Jesus voete kom was, ander se voete toe kom was. Jesus sê vir ons 'n paar keer in die Bybel, 'n hele paar keer, Josua 24 vers 15 is 'n bekende een. But for me and my house, we will serve the Lord. Romeine, serve the Lord. Psalm 100 vers 2, serve the Lord with gladness. So die hele Bybel gee vir ons die opdrag om Jesus te dien. En wat beteken dit om Jesus te dien? Om gehoorsaam te wees aan hom, aan sy woord, aan sy voorbeeld wat hy vir ons gestel het. Presies soos wat hy hierso sê, gaan doen aan ander, asof jy dit aan God doen. Gaan help ander asof jy besig is om vir my te help. Dit is deel van Jesus te dien, is om gehoorsaam te wees aan hom en om sy opdragte en sy voorbeeld wat hy vir ons gestel het, uit te voer. En ja, daar gaan kere wees wat ek sê, Here, ek kan dit nie doen nie. Maar dan sê Jesus, abide in me,
wees in my, en so vloei ek uit hom uit. Ek kan nie, Andrie kan nie vir hierdie persoon nou meer vriendelik wees nie, maar Jesus in my kan. So Jesus, ek kan nie nou deal met my man nie, maar Jesus kan. Met ander woorde, ons doen dit nie uit onsself uit nie, ons vloei uit die Heilige Gees uit. Die Here gee vir ons die krag en die wysheid en die genade wat hy op ons het verander. As ons binne in hom bly, as ons ons koppies vol maak elke oggend met hom, met sy woord, met sy liefde. Hy sê vir ons in Psalm, create in me a new heart, vra Dawid. So, soos wat ons hier sit, wat ons praat van die surgery, kom haal hierdie harde hart uit van die wêreld is lelik en almal is verkeerd en sit in my 'n liefde Jesus, 'n liefde verander, 'n liefde in oorvloed dat ek kan uitgaan en ander dien in liefde, sodat ek vir almal wat my nodig het, sodat ek vir hulle kan gee 'n bietjie van Jesus. Die Jesus in my kan ek verander wees. So my vraag vir jou is, what would Jesus do? So as jy uitgaan vandag in jou dag, vra dit vir jouself, wat sou Jesus gedoen het? Wat wil Jesus hê moet ek doen? Because I am serving the Lord. Ek sê, ek wil die Here loof. Ek wil die Here loof, ek wil die Here prys, ek wil die Here dien. Maar wat beteken dit? Ons moet dit oorsit in aksie. So kom ons gaan uit vandag en dien die Here in liefde. Gaan dien ander in liefde. Okay, so my gebed is dat jy jouself sal uitstort voor die Here en sê, Here, daar wat ek sonde gedoen het, of wat ek gefaal het, of wat ek wou ander dien, maar ek nie kon nie, vergewe my. En Jesus sê vir ons dit so mooi in Proverbs, hy sê, the righteous person may fall 7 times and get up again. So sy genade is so genoeg, dat hy jou net daar kry waar jy is, en hy wil jou optel en sê, my kind, ek is lief vir jou net soos jy is. Vul myself met jou, vul my met jou, met sy liefde. Here, vul my met u liefde. Laat ek oorloop van die liefde en ander dien in u liefde, Here, daar waar ek nie kan nie. Dankie dat u sterk is in my en dat ek kan abide in you. Ek kan by u, binne u bly en ek kan uit u uitvloei, Here. U God almagtig, ons koning Jesus. Dankie vir die voorbeeld wat Jesus vir ons gestel het. Dankie dat ons kan uitstap in sy voorbeeld. Ons doen dit nie uit ons eie krag uit nie, maar hy vra vir sy kinders, gaan wees lief vir ander mense, asof hulle kinders is van God, want hulle is kinders van God. Gaan stryd daai klere asof jy Jesus se klere stryd. Gaan dien ander, gaan was voete asof dit Jesus se voete is. Okay. Julle moet 'n geseënde dag hê. Okay, bye.